In ons gesels oor aksie, gaan dit vandag oor doen wat jy nou kan. In Betanië is Jesus in die huis van Simon die Melaatse. Tydens die ete kom daar 'n vrou wie se naam ons nie eintlik weet nie. Markus vertel net dat sy 'n fles met baie duur parfuum oopgebreek en oor Jesus se kop uitgegiet het. Onmiddellik is die disippels en die ander mense daar baie ontstel dat sy hierdie duur reukolie alles op een slag gebruik. Hulle redenasie is dat hulle dink dis 'n vermorsing en dat die geld eerder aan die armes gegee moet word. Dit voel mos net logies. Maar hier kom die verrassing. Ons lees dat Jesus vir hulle sê, hulle moet haar laat staan. Ons lees dan in Markus 14 vers 8 tot 9. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. En ek het nogal gedink daaroor, is interessant. Dis nou soveel eeue later en ons onthou nog steeds van haar, want sy is nog steeds deel van Jesus se storie. Sy het vir Jesus gesalf vir sy begrafnis voordat enigeen regtig geweet het wat op pad is. Sy het nie gewag vir mooi woorde wat gesê word by sy begrafnis, soos ons deesdae ook doen en met respek dan ook doen nie. Sy het dit gedoen terwyl hy nog leef. Want gewoonlik is dit by 'n begrafnis te laat as ons dit goed doen. Hierdie vrou het gedoen wat sy nou kon doen. En sy het nie gewag vir die perfekte oomblik of iemand se toestemming eers daarvoor gevra nie. Wat sy gedoen het nou, in die oomblik, was goed genoeg vir Jesus. Ons voel dikwels ons het nie genoeg om te help nie. Ons voel ons het nie genoeg tyd of genoeg geld of genoeg invloed of genoeg passie of genoeg energie om iets te doen nie. Maar God vra nie dat ons alles in plek moet hê en dan eers die goeie doen nie. Hy vra net dat jy moet doen wat jy wel kan doen, met wat jy nou kan doen. Die psigiater en oorlewende van die Tweede Wêreldoorlog se konsentrasiekampe, Viktor Frankl, het beklemtoon dat selfs in die mees pynlike en beperkende omstandighede mense juis betekenis kan vind in die kleinste doelgerigte aksie. So, doen wat jy nou kan. Leef geïnspireerd.